Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. As kind hoor ek en jy van kleins af, moenie daarom vat nie, los dit, nee, moenie, jy mag nie. En eintlik begin dit uit liefde en jou ouers probeer jou beskerm en hulle wil keer dat jy seer kry of verbrand of verdwaal of jouself vernietig. En dan gebeur daar nog iets verder, want nou gaan jy skool toe en daar is nog, jy mag nies. Jy mag nie jou hare dra soos jy wil nie, jy mag nie uitstaan nie, jy moet inpas en jy moet soos almal wees. En dan kom jy nog in die kerk ook en soms hoor ons nog meer beperkinge. Moenie so dink nie, moenie so voel nie, moenie so vra nie, moenie so twyfel nie. En kort voor lank begin mense lewe waar jy in 'n wêreld leef van beperkinge. 'n Wêreld waar jou hele identiteit gevorm word rondom ek mag nie. Dis amper asof die mensdom van die eerste bladsy van die Bybel af daarmee worstel. Want in die tuin van Eden was daar duisende vrugte en kleure en bome en oorvloed en lewe en skoonheid. Maar wat vang Adam en Eva aan? Die een boom trek hulle aandag, die een ding wat verbode was. En dit snaaks ons vandag nog dieselfde leef, want God gee vir jou asem en liggaam en drome en liefde en musiek en lag, sonsopkomste, vriendskap, liefde, 'n hele wêreld vol moontlikhede. Maar ons is so vas op die klein persentasie van dinge wat ons nie mag nie, dat dit ons lewe so beperk. En dalk was sommige van daardie grense nooit bedoel om jou klein te hou nie, maar om jou te beskerm totdat jy wysheid leer. Net soos 'n kind nie verstaan hoekom hy nie sy hand op 'n warm stoofplaat mag sit nie, maar die probleem kom wanneer daardie mag nie jou hele lewe begin word. Dan begin jy jouself beperk en jy begin jou huweliksmaat beperk en jou kinders en mense rondom jou beperk. Want mense wat innerlik nie vry is nie, maak ander mense ook vas. Mense wat rigied is met hulle self word rigied met ander. Dis hoekom party mense nie kan dans nie kan rus nie kan lag nie kan leef nie kan droom nie. Hulle wag heeltyd vir toestemming om te leef. Maar hoor 'n bietjie mooi vandag. God het jou nie geskape om net 'n oorlewingsprojek te wees nie. Jesus sê in Johannes 10 vers 10 dat hy gekom het sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Nie net bestaan nie, maar lewe. Nie net asemhaal nie, maar leef. Daar is iets heilig aan iemand wat hulle self uiteindelik toestemming gee om gelukkig te wees, om weer te sing, om weer lief te hê, om weer te probeer, om weer die lewe te proe. Want baie wonderwerke gebeur nie wanneer jy alles beheer nie, maar wanneer jy uiteindelik vir jouself sê, ek gun myself die lewe, ek mag genees, ek mag groei, ek mag verander, ek mag gelukkig wees, ek mag rus, ek mag droom, ek mag weer begin. Die wêreld is jou oester. God het nie net 'n wêreld van reëls en regulasies geskep nie, hy het wingerde geskep. God het vir jou oseane geskep, sterre, lagende kinders, musiek en passie en verbeelding en ekstase. Hy het jou gemaak om die lewe te ervaar, nie net daarvoor bang te wees nie. So miskien is dit vandag jou oomblik, nie om roekeloos te leef nie, maar om vry te leef. Om op te hou vaskyk in die mag nie en raak te sien van hoeveel van die tuin van die lewe nog oop is vir jou. Want dalk wag die lewe al lankal vir jou om uiteindelik net te besef, jy mag. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.